Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde woensdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om 'n oomblik van julle tyd te neem om met julle 'n woord te kan deel. Kind van God, voel jy baie keer dat God het gunstelinge? Voel dit vir jou dat as jy sien, dinge werk vir die mense rondom jou uit en dinge werk nie vir jou uit nie, dat God trek hulle voor? Ek is seker almal van ons voel op 'n kol so. Maar kind van God, ek wil vandag vir jou bevestig dat God het nie gunstelinge nie. In Romeine 10 vers 12 sê die woord dat daar is geen onderskeiding tussen Jode en Grieke nie. God se ryk is oor almal wat hom aanroep. So wat sê hierdie vers vir ons, kind van God? Dit maak nie saak wat 'n ras jy is nie. Dit maak nie saak wat 'n grootte jy is nie. Dit maak nie saak hoe jonk of hoe oud jy is nie. Jy is God se gunsteling. God is lief vir jou. Want hoekom? Jy het God aangeroep. Jy het die naam van God aangeroep en hy het jou gered. Romeine 10 vers 13. En kind van God, dit is waar jy verseker kan weet, jy is deel van sy kinders. En onder God se kinders is daar nie gunstelinge nie. Jy is die appel van sy oog. Ons lees dit ook in die woord. God gee nie spesifieke name nie. God sonder nie spesifieke mense uit nie. Hy sê, jy is die appel van my oog. So my boetie en sissa, wat ek met hierdie vir ons wil sê is, dit is Romeine 10 vers 11 tot 12, wat sê dat daar is geen onderskeiding tussen Jode en Grieke nie. God se ryk is oor almal wat hom aanneem. Ekskuus vir daai klein foutjie. Maar wat ek met hierdie woord vir ons wil sê, kind van God, wel nie wat ek wil sê nie, wat ek net bring, wat ek nou net met julle deel, maar wat in die wonderlike woord van God staan is, dat jy is uitgekies, jy is 'n uitverkorene, en daar is nie gunstelinge in die koninkryk van Jesus Christus nie. Almal, dit sê nie net een of twee nie, almal wat die naam bely van Jesus Christus, dat Jesus die Seun is, en dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal gered word. Romeine 10 vers 9. So my boetie en sissa, soveel kere in hierdie hoofstuk word dit beklemtoon dat jy sal gered word. So het maak nie saak wie die naam van God aanroep nie. Wanneer jy sê, nou het ek die Here nodig, nou wil ek 'n kind van God wees, dan sal die Here jou red. So moenie voel, jy is nie 'n gunsteling in God se koninkryk nie. Vir sommige mense vat deurbrake langer as vir ander. Verander nou weer korter as verander. Maar jou deurbraak gaan kom. Want hoekom, my boetie en sissa, jy is 'n gunsteling in God se koninkryk. Kom ek bid vir jou. Vader, ek bid vir my boetie en sissa wat vandag op 'n plek is waar hulle net voel, hulle is afgeskeep. Waar hulle voel, hulle is eenkant. Waar hulle voel, hulle het nie 'n plek in die koninkryk nie. Vader, ek bid dat hulle vandag sal weet, solank hulle die naam van Jesus aangeroep het, solank hulle bely dat Jesus Christus is die Seun, hy is die verlosser, Jesus Christus is opgewek deur sy Vader, is hulle gered, hulle is deel van die koninkryk, en God is hulle verlosser en saligmaker. Mag hulle vandag met hierdie versekerheid leef, en met hierdie versekering vorentoe beweeg, in Jesus Christus naam. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julleself, wees geseën, tot môre toe.